Geliefdes, goeienaand. Ons wil werklik waar sê vir almal wat hier is vanaand baie welkom. Vir al ons gaste ook baie dankie dat jy hier is. Geliefdes, ek wil nie baie nou sê nie. Ons gaan nou baie binnekort gaan ons 'n klomp ou bekende Kersmusiek sing. Jy gaan baie van dit dalk herken van die jonger jare. Dit kom uit die Halleluja boek uit en daar is 'n klomp wat op 'n streep gesing gaan word. Maar voor ons daarmee begin, ek wil graag vra dat ons 'n oomblik sal stil en rustig raak. Daar's 'n klomp goed wat gebeur het hierdie jaar. Onder andere dink ons veral met Rosie se kinders hier ook aan Roanay. En geliefdes, ek wil vra dat ons haar ook in gebed sal opdra. Ek weet nie Corneille of Marleen hierso is vreeslike was besig om te druk as jy dalk 'n bordjie vir ons kan bring. Anders dan gaan ek nou net my liturgie daar moet sit en dit gaan dalk nie so lelik wees nie. Geliefdes, en dan daarmee saam wil ek ook noem, ons het 'n besondere besige tyd gehad hierdie jaar. Ek weet hier's 'n klomp mammas wat uitgebrand, uitgeput en moeg is, maar nog steeds hier is. So ek wil vir julle sê, baie dankie. Ons sien dit raak, ons sien raak, jy doen baie moeite, jy sit baie tyd in, en daarom, in besonder met alles wat oor hierdie laaste 2 weke gebeur het, maar ek wil julle vra dat jy saam met my nou vir hierdie pragtige keerspel sal deelneem. Ons gaan daarna die groet en die seëngroet ontvang en dan gaan ons hoor die seëngroet spesifiek soos wat hulle sê dit vir ons ook oordra. Wanneer ons dit klaar geluister het, nooi ons graag vir Dr. Frans Boshoff om die teksgedeelte vir ons te lees waarop alles dan ook van vanaand gebou word. U sien daar die liedere, ons gaan wel net 3 van hulle sing, die eerste 3, en terwyl ons dan nou met hulle besig is, wil ek u graag uitnooi, kom ons staan wanneer ons die 3de lied sing. As ons die 3de lied, wyl by ons kuddes op die wag sing, kom ons staan dan vir die voetemense. Geliefdes, kom ons begin.
Geliefdes, kom ons sluit ons oë en dat ons God en almagtige Vader, Here, ons dankie vir 'n geleentheid soos hierdie. Die wêreld raas daar buite met 'n klomp onwaarhede, met nuwe valshede, met 'n klomp seer, met 'n klomp aantuigings. Maar daarom dank ons die Here dat die Gees so in ons werk dat ons kan antwoord. Dat ons kan getuig, dat ons kan bely, dat U ons werklik so lief gehad het, dat U die enigste seun vir ons gegee het, sodat elkeen van ons wat glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons bid daarom so as een liggaam, as een gemeenskap van gelowiges ook, vir een van ons kinders vir wie ons omgee, met wie 'n tragiese ongeluk gebeur het, en ons raad daarom so, Roan Heil kan nie op vandag. Maar so ook bid ons vir elkeen van ons kinders, elkeen van ons ouers, elkeen van ons broers en susters wat op 'n moeilike plek is. En ons bid, Here, dat U hulle ook deur die teenwoordigheid sal aanraak. Mag ons ook vandag vernuwe word, deur 'n ontmoeting met U, deur die teenwoordigheid. En daarom is dit vir ons kosbaar om hierdie woorde weer met mekaar te deel, wat die Here reeds eeue gelede met ons gedeel het. Waar 2 of meer in my naam saam is, daar is ek by julle. Amen. Kom ons ontvang die seëngroet soos wat hulle sê dit ook vir ons oordra, met die Here is met jou.
Geliefdes, ons luister nou graag na Dr. Frans Boshoff wat Matteus 1 vir ons voorlees. Daar het 'n geweldige ding gebeur met Josef. En ons sluit dan aan daar waar hy daaroor wonder. So terwyl Josef daaroor nadink, het daar skielik 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om Maria as jou vrou by jou te neem nie. Want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Sy sal geboorte gee aan 'n seun. Jy moet hom Jesus noem. Want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Dit het alles gebeur sodat wat die Here deur die profeet gesê het, vervul sou word. Die profeet het gesê, kyk, 'n maagd sal swanger word en aan 'n seun geboorte gee. Hulle sal hom Immanuel noem, wat as dit vertaal word, beteken God is met ons. Geliefdes, so is die tema ook van vandag, die Here is met ons. Mag ons deur hierdie tekste ook ontdek hoe dit vir ons waar is. Kom ons sing saam hierdie Kersfeeskeerspel, lied 355, lied 365, vonk 68 en dan ook lied 345, of jy moet sit of staan, gaan aangedui word so op die bord. Oh
Gerda van Sail lees nou vir ons Genesis 17 van vers 3 tot 8. Sy lees wel uit 'n ander vertaling uit, so lees mooi saam. Genesis 17 vers 3 tot 8. Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Ek gee aan jou en jou nageslag die land waar jy as vreemdeling woon, die hele Kanaan, as 'n blywende besitting, en ek sal hulle God wees. Abraham het op sy knieë geval, en toe sê God vir hom, dit is my verbond met jou. Jy sal die vader wees van 'n menigte nasies. Jy sal nie meer Abraham genoem word nie. Jou naam sal Abraham wees, want ek maak jou die vader van baie nasies. Ek sal jou baie vrugbaar maak. Ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou. Geliefdes, ons lees reeds vroeg in die skrif dat die Here al deur Abraham beloof het om vir ons 'n God te wees. Wat beteken dat hy vir ons gee wat ons nodig het en in 'n geloofsverhouding saam met ons sal wees. 'n Verhouding wat gevorm word nie bloot uit vrees en verdienste nie, maar uit eerbied, deernis en liefde. En so kon ons al vroeg van Abraham af reeds getuig, maar die Here gaan saam met ons. En daarom wil ons daarop antwoord deur sittende saam te sing lied 338. Ons sing strofe 1 en 2 saam. Ons lees dan ook van Jakob. Ek lees graag vir Genesis 28 vers 13 tot 15. Toe kom staan die Here by Jakob en sê, ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham, die God van Isak. Ek sal die grond waarop jy lê vir jou en jou nageslag gee. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde, en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei, en in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. Ek is by jou, en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek jou beloof het. Geliefdes, so ons het gehoor, die Here sê vir Abraham, hy is met Abraham. Maar hy beloof ook om so met Abraham se nageslag te wees en by hulle te bly en hulle te beskerm, deur vir Jakob dieselfde belofte te gee. En hierdie woorde moes aan Jakob, wat soekend en worstelend was, die bemoediging gee dat hy deur sy worsteling sal kan volhard, want sy belydenis kan met oortuiging wees. Hy kan soos almal voor en saam met ons sê, die Here gaan saam met my. Kom ons antwoord hierop met lied 348. Ons sing strofes 1 tot 3, maar Lisette gaan vir ons dan die tweede strofe sing. So ons sing vers 1 en 3 saam. Kom ons staan en dan sing ons stille naam. Love
Josef by dieselfde belofte. In Genesis 39 vers 1 tot 3 en dan ook vers 20 tot 21 lees ons die volgende. Josef is na Egipte toegebring. Potifar, 'n amptenaar van die farao en 'n hoof van die leiwag, 'n Egiptenaar van geboorte, het vir Josef by die Ismaeliete gekoop wat hom Egipte toe gevat het. Die Here was by Josef en dit het baie goed gegaan met hom. Hy het in die huis van sy eienaar, die Egiptenaar, gebly. En die Potifar, Josef sy eienaar, sien dat die Here by Josef is en dat die Here alles wat Josef aanpak laat slaag, was Potifar hom goedgesind. Toe Josef sy eienaar by sy vrou hoor, wat sy slaaf alles aan haar gedoen het, was hy kwaad. En hy het vir Josef gevat en in die tronk gegooi, waarin die mense was, wat deur die koning gevange gehou het. So jy sien nou, ons het uit die gedeelte ook nou nie gelees nie, waar Josef in die moeilikheid beland het, omdat Potifar se vrou hom kwaadgesind was. Maar dan lees ons die volgende. Terwyl Josef daar in die tronk was, was die Here by hom. En hy het Josef sy troue liefde laat ondervind, sodat die tronkbewaarder hom goedgesind geword het. Ons lees net tot sover. Jy sien dat selfs hier in die tronk, in die haglike omstandighede van 'n wêreld vol gierigheid, selfsug en liefdeloosheid, kon Josef nog steeds beleef. Kon Josef nog steeds sien en voel en bely en getuig dat niks skei hom van God se liefde nie. En so kon Josef doen wat gedoen moes word, sê wat gesê moes word en volhard deur die diepe waters van die lewe, omdat ook hy soos almal voor hom die belydenis en getuienis kon bly dra. Dat as jy praat van die Here, dan kan jy sê die Here gaan saam met my. Kom ons antwoord dan met lied 353, en terwyl ons hierdie lied sing, ons gaan vers 1 en 2 sing, dan gee ons ook geleentheid vir ons kleuters om hier voor op die bankies te kom staan, want hulle gaan ook vir ons sing hoe die Here met ons is. Wanneer hulle na vore kom, wil ek jy asseblief herinner, Konrad is besig om vir ons 'n pragtige opname te maak. Dis nie nodig dat almal oor mekaar spring om video's te maak nie. Ons gaan dit nou beter sien. Kom ons sing die 353, sit en saam, vers 1 en 2. Geliefdes, die pragtige kindertjies het baie hard geoefen. Ons is baie opgewonde om te hoor hoe julle sing. Ons Skadi is bly julle is hier by ons. En vir ons gaan net gou moet hoor of die musiek reg werk. So gee ons net gou kans.
juffrou reg gestel het vir die musiek. Kan ons kan net vir julle sê, julle is champions, julle luister mooi, hoor. Is juffrou reg? Okay, Esbjörn, gooi.
Scully is baie trots op hoe mooi julle kan sing. Kom ons wys nou vir almal hoe mooi julle kan stil sit terwyl Scully vir julle van Moses vertel. Maar julle weet al wie Moses was, maar ons gaan nou papa en mamma ook vertel, nee. In Exodus 3 vers 11 tot 12 en dan ook later in Exodus 33 vers 15 tot 17 lees ons: Toe sê Moses vir die Here: Wie is ek dat ek dit by die Farao sou waag en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? En God het Moses geantwoord: Ek sal by jou wees en die bewys dat ek jou gestuur het sal dit wees: wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal julle my by hierdie berg aanbid. En dan lees ons in hoofstuk 33. Toe het Moses vir hom gesê: As u nie self saamgaan nie, moet u ons nie van hier af laat wegtrek nie. Hoe sal die mense weet dat ek en die volk die goedgesindheid geniet as u nie saam met ons gaan nie? Dit is juis deurdat u met ons saamgaan, dat ons, ek en die volk, anders is as al die ander volke op die aarde. Die Here het vir Moses geantwoord: Ook wat jy nou gevra het, sal ek doen. Ek is jou goedgesind en ek ken jou op jou naam. Ons lees net tot sover. Jy sien, die Here was met sy volk in Egipte in en hy was by sy volk en het hulle noodkrete gehoor en was toe so ook met hulle uit Egipte uit. En selfs hier waar die volk die Here verwerp en verlaat, kies die Here nog steeds uit liefde om by hulle te wees. Maar dit gaan kos. Dit gaan nie goedkoop wees om hierdie belydenis te hou dat die Here gaan saam met my nie. En ons gaan nou verder daaroor lees. Kom ons antwoord met lied 366. Ons gaan staan terwyl ons hierdie 2 verse sing, terwyl die pragtige kinders buite te beweeg en Scully het vir julle goeie nuus. Tannie Marley het vir julle lekker pannekoek gebak. So julle kan so 'n pannekoek eet terwyl ons hier verder sing. Hoor. Baie dankie. Kom ons gee vir hulle 'n groot handeklap en ons sing ons. Ons het gehoor van Abraham, ons het gehoor van Jakob, ons het gehoor van Josef en ons het ook gehoor van Moses.
Maar hoor nou wat gebeur ook in Joshua 1 vers 5 tot 7. Waar die Here vir Joshua sê, solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, so sal ek ook by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. So wees sterk, wees vasberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet, wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie, dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. Ons lees net tot sover. Geliefdes, so met die ingang van hierdie beloofde land, na jare se swerf en reiniging in die woestyn, word aan Joshua weer 'n belofte gegee. Hy hoef nie vir die nuwe wêreld, die onbekende en selfs die gevaarlike bang te wees nie, want die Here is met hom soos wat hy ook by Moses en almal voor hom was. Hierdie belofte gaan net voort. Joshua se bemoediging word gegee dat dieselfde Here wat nog altyd met sy kinders was, gee hom die belofte en gemoedsrus, dat hy ook soos hulle sal kan erken en bely en getuig, die Here gaan saam met my. Kom ons sing dan nou saam vonk 4-3-2, ons gaan die eerste en die derde strofe sing. En wanneer ons hierdie lied sing, nooi ons graag ons sonnaarskoolkinders, al ons laerskoolkinders, om vorentoe te beweeg, om ook aan ons te kom bely en sing hoe die Here saam met ons is. So ek nooi regtig al die laerskoolkinders wat hier is vandag uit, kom staan op hierdie bankie voor, saam met Anneliese, en dan sing ons saam. Maar ons sing nou sittende, vonk 4-3-2, vers 1 en 3 saam. Geliefdes, hierdie pragtige kinders gaan vir ons kom kinders sing. Hulle gaan ook 'n nuwe vonklied, die klokke lui klingelingeling en so lied 350 van die stad van Koning Dawid sing. Ons is opgewonde, juffrou Petro gaan op die klavier begelei en juffrou Lise Ungerer het hulle almal mooi afgerig. Ek hoop julle is gereed. Is julle gereed? Wie van julle is bang? Dit lyk daarom nie so nie. Baie dankie. Geliefdes, kom ons luister hoe hulle ook vir ons sing.
Kom ons kyk of julle net so soet kan sit soos die kleintjies. Daar julle uit. Geliefdes, ons sê vir hulle elkeen baie, baie dankie, maar dan wil ek graag vir hierdie gedeelte lees van koning Dawid. En dit is nou nog voordat hy koning geword het. Ons lees daar uit 1 Samuel 17. Ek het die leeu en ook die beer doodgeslaan en hierdie heiden, hierdie Filistyn sal soos hulle word, want hy het die linies van die lewende God verklein neer. En verder het Dawid gesê, die Here wat my gered het uit die kloue van die leeu en uit die kloue van die beer, hy sal my red uit die mag van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here by jou wees. U sien, hier leer ons by Dawid om te vertrou. Teen alle omstandighede, teen alle rasionale en logika, dat die Here wel saam met ons gaan. Dis een ding om te sê dat die Here was saam met ons, maar dis 'n ander ding om te vertrou dat hy bly saam met ons. Maar ons sien ook by Saul dat wanneer iemand op die Here staat maak, moet ons nie net uit rasionale sienings en waarneme reageer om te sê dit kan nie werk nie. Ons moet daardie vertroue aanmoedig deur juis vir mekaar ook te bid. Mag die Here saam met jou gaan. En daarom gaan ons nou lied 513 sing. Ons sing net die eerste strofe waar ons vir mekaar ook sê, maar ons soek ons krag juis, nie in onsself nie, maar in die Here wat beloof, hy sal met ons wees. En wanneer ons hierdie lied sing, dan mag julle kosbare parels hiervoor vir ons gaan sing. Dankie dat julle so mooi gesing het. Geliefdes, kom ons gee vir hulle ook 'n mooi hande klap. Saam met Abraham, Jakob, Josef, saam met Moses, saam met Joshua en so ook saam met Dawid. Maar hoor nou wat sê Jesus vir onsself ook in Matteus 28. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, dit is nou sy disippels, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. So gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Maar onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinde van die wêreld. Ons lees net tot sover. Broers en susters, die kosbaarste boodskap van Kersfees is om weer te hoor dat ten spyte van ons gebrokenheid, ten spyte van elkeen van ons wat stikkend is die Here so lief vir ons, dat hy wel vir ons sy seun gestuur het. En daarom kan ons nie anders nie, as om uit lof en dank die Here te prys, vir die groot liefde waarmee ons Jesus Christus ontvang het, sodat die Here saam met ons kan gaan. Maar daarom bemoedig Jesus ons voor sy hemelvaart alreeds, na sy kruisiging en opstanding, ons nog steeds met hierdie opdrag, hierdie boodskap. Maar kyk, wees bewus, sien raak, onthou. Al voel jy soms so, jy is nie alleen in hierdie wêreld nie. En vir eeue reeds kan die kinders van God getuig en bely, dat selfs in die moeilikste van omstandighede, in die donkerste van tye, is daar altyd hoop, is daar altyd krag en vooruitsig, want ek en jy is nie alleen nie. Die Here gaan saam met my. En dit is die boodskap wat ons verkondig.
Dit is wat ons vir mekaar sê wanneer ons hierdie Kersliedere sing. En daarom wil ek graag hierdie kosbare boodskap meedeel saam met julle sê. Wanneer ons sing, You'll never walk alone, is dit om juis hierdie boodskap te bevestig. Na die seëngroet gaan ons ook ons gebed met u deel saam met Dominee Liserie de Benaar. En daarna bevestig ons dit alles met 'n vonk en 'n liedboeklied wat uiteindelik met hierdie Kersfeesboodskap afsluit. Geliefdes, luister gerus na hierdie kosbare bemoediging. Ons nooi Felicity na vore. Oh
Geliefdes, mag die Here u seën. En mag die Here u beskerm. Mag die Here tot u redding verskyn en u genadig wees. En mag die Here u gebede verhoor en aan die vrede gee, sodat u elke oomblik en elke dag van hierdie Kerstyd en daarna kan getuig. Die Here is met my. Ons nooi graag die liedere uit om saam met ons gebed te doen. Through every line
sê dankie vir Lise Oengere, vir Rose met haar kleuters ook. Ons sê dankie vir elkeen van julle wat hier is, deelgeneem het, toegewyd was en vir almal wat se arms fiks genoeg was om die koud te vaai deur hierdie warme diens. Kom ons staan nou en dan sing ons saam hierdie keerspel en dan sê ons daarmee op van Petro dankie vir baie harde werk, wonderlike begeleiding en ons sluit dan so hierdie aand in 'n sonderwys.
geliefdes, ons sê weer eens dankie ook vir Mia en Zanli wat hier voor ons musiek gemaak het. Vir al die leesers wat jy nie kon hoor nie, ek het hulle gehoor in my hart. Dankie vir almal wat deelgeneem en betrokke was. En Konrad daarbo ook dankie wat dit opgeneem het. Dit sal binnekort beskikbaar wees. Maar nou gaan ons vir NSV dankie sê, want geliefdes, as jy uitbeweeg sal jy sien die badkamer is daaronder in die saal met heerlike verversing. So kom ons gaan kuier, kom ons gaan neem deel, geniet dit en onthou, die Here gaan saam met my. Mag jy op die seën hê.